In Psalm 78 gee Asaf 'n onderwysing uit die geskiedenis van Israel, van Egipte regdeur tot by Dawid. En ek dink nie ons kan vir 'n beter onderwysing gevra het vir die huidige volk van God nie. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is Woensdag, die week het alweer aangestap, die 3de dag van die week, die 2de week van Februarie. Ek vertrou jy's regtig in die rus van die Here. Ek gesels met jou oor vandag is die dag. Jy weet daar in Psalm 78, kyk Asaf terug in die geskiedenis van Israel. En in vers 43, en ek wil jou nou aanmoedig, gaan lees die hele Psalm 78, dis 'n bietjie lank. Maar daar in vers 43, sien die volk, hoe God voor die oë van die hele volk, sien hulle, hoe die Egiptenare deur God met die peste besoek word, sodat God se volk hom kan gaan dien in die woestyn. Voor die oë van die hele volk het God die see oopgeskeur. Die volk het droogvoet daardeur getrek en die Egiptiese weermag het hy laat verdrink voor die oë van die volk. Vers 52 vertel hoe God sy volk gelei het soos 'n kudde. Vers 55, nasies het God voor hulle uitverdryf. Vers 9, hoe God vir hulle 'n tafel in die woestyn gedek het, vir hulle gesorg het. Vers 25 sê die woord dat hy het hulle brood van engele laat eet, en vers 27, hy het vleis soos stof laat reën in die woestyn. En ten spyte van dit alles het die volk teen God gespreek, gekla en gemurmureer. Vers 58, ten spyte van God se sorg en sy heiligheid het die volk weg van God gedraai na afgoderry. Die tabernakel en die tempel was onteer. Die priesters en die leviete het skaamteloos gehandel. Vers 62, God het toornig geword. Sy goedheid was geminag. Sy heiligheid is vertrap. Ongeloof in God se vermoë het in die volk se harte pos gevat. Sonde het ingekruip en die lewe uit God se volk gesmoor. God het sy volk en sy woning onder sy volk verwerp. God het die priesters laat vermoor, soos vers 64 sê. Maar dit was tot op 'n dag. Vers 65, God het wakker geword. En vers 70, Dawid het hy gevat, daar van die skaapkrale, agter die lammeroë het God vir Dawid gaan wegneem en vir hom aangestel om sy volk te kom oppas, om te kom herstel wat die konings en die priesters en die aanbidders en die huishoofde verniel het. Tot op 'n dag, baie jare na Dawid, kyk God weer uit die hemel en sien dieselfde verval in sonde van die priester, van die profeet, van die tempel, die huishoof, en God antwoord uit die hemel en stuur Jesus Christus as herder en opsiener van siele om sy volk te kom oppas, om te kom doen waarin die priesters en die profete en die huishoofde in gefaal het. Jesus het gekom en die priesters en die tempels kom reinig. En vandag neem ek onderwysing uit God se woord en sien dieselfde ondankbaarheid. Ek sien dieselfde murmurering, ek sien dieselfde ongeloof en vertrapping van God se heiligheid. Ek sien dieselfde verval in die priestersamp onder die bedienaars van God se woord. Ek sien dieselfde verval in die tempels. Ek sien dieselfde verval in kerke en in die harte van mense. En weet jy wat, dit is nie subtiel nie. Dit is sigbaar vir die hele wêreld om te aanskou. Die nuus is vol daarvan. En weet jy wat? Vandag is die dag. Ons verwag geen nuwe priester of herder nie. Ons word gemaan deur God se woord. Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Jesus is steeds die herder en die opsiener van siele en dit is God se vermaaning en God se opdrag en verwagting. As God die herder is, dan luister die skape na sy stem en hulle volg hom na. Kind van die Here, vandag is die dag. Ek en jy, ons hoor sy stem. Kom ons volg hom na. Blessings vir die dag, tot ons Vrydag
verder uit God se woord gesels.